Ons gaan nog oor die swaard praat, ons swaard. En hoe meer ek hierin delf, hoe meer besef ek die skat wat ons daarin het, wat ons nie gebruik het. Dalk gaan jy volgende storie hoor wat jy al gehoor het. Bear with me. Ons het die eerste week die Ou Testament met die Nuwe Testament verbind. En toe het ons gepraat oor die Nuwe Testament laasweek. En toe het ek gesê ek gaan hierdie week 'n paar gedagtes uithaal uit stories wat gaan oor die woord. En dan het ek die week besef Psalm 119 is nogal kosbaar as dit gaan oor die woord. Miskien gaan ek nog 'n keer oor Psalm 119 preek. Maar kom ons begin met Johannes 1, want die inhoud van die woord is Jesus. In die begin was die woord daar, die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, ja nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Nou ek lees die week 'n mooi ding raak van George Muller en ek haal dit aan uit 'n boek. Too many times we can overthink or intellectualize God's word because we don't dare simply believe it. In today's world, faith in Him and His promises is chipped away by many factors, but Jesus asked if He would find faith when He returned. Luke 18 verse 8. This faith becomes by His word dwelling in us. It becomes our reality as the following testimony illustrates. How does one man care for 10,000 orphans and raise millions of dollars in today's currency without asking for a single donation or ever going into debt? By taking God seriously on His word in Matthew 7:7, ask and it will be given to you. George Muller built 5 orphan houses and cared for 10,000 orphans during his lifetime. When children became old enough to be independent, Muller prayed with each individually, placing a Bible in their right hand and a small amount of money in their left hand. He then explained to the child that if they held onto what was in their right hand, God would always make sure something was in their left hand. Is dit nie mooi nie? Nou ons het vinnig net weer dit hersien, die wapenrusting. Ek trek hom vir my altyd van die skoene af aan. Skoene is die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Die gordel van die waarheid, die vryspraak as borsharnas, die helm van verlossing, geloof as skild. En dan die enigste een wat 'n aanvalswapen is, die swaard. Hier is hy. Die swaard van die Gees is die woord van God. Nou, waarom doen ons dit aan onsself? Kom ons veronderstel,
Jy moet 'n reis onderneem. Dit gaan deur 'n mynveld, daar's ploftoestelle oral op die terrein, daar's valstrikke, giftige plante, sinkgate. Maar gelukkig voordat jy vertrek, gee iemand vir jou 'n kaart, 'n padkaart, wat presies aandui waar die landmyne, die giftige plante, die valstrikke en die sinkgate sal wees. Daar's ook leidrade om jou te help om dit te vermy. Hoe sou jy daardie kaart gebruik? Gaan jy dit in jou rugsak prop saam met jou eetgoedjies en waterbottel en vergeet om dit te lees, maar wanneer die reis uitdagend is, dan haal jy dit uit, dan raadpleeg jy dit. Gaan jy net bolangs daarna kyk, sal jy dit vlugtig bestudeer voordat jy in die pad val en dan wegpak, oortuig daarvan jy sal die inligting onthou. Sou enige van hierdie moontlike jou optrede beskryf? Wel, dan gaan jy waarskynlik ernstige beserings opdoen. Want jy's net nie honger genoeg om die padkaart te bestudeer nie. Psalm 119, 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Maar om een of ander rede bære ons dit in 'n boekrak of 'n bedkassie. Ons is net nie honger genoeg om dit gereeld daagliks te bestudeer nie. 'n Verstandige mens sal die kaart noukeurig lees, dit daagliks bestudeer, oor die inligting nadink, dit te alle tye byderhand hou. Hy sal dit gereeld raadpleeg selfs deur die dag. In Deuteronomium 5:23, julle moet versigtig wees en alles doen wat julle God, die Here vir julle gesê het. Luister noukeurig daarna, dat jy dit kan doen, sodat dit met jou goed kan gaan. Deuteronomium 6:3. Moses het gesê, die Here julle God sal 'n profeet soos ek uit julle volk vir julle laat voortkom. Luister mooi na alles wat hy vir julle sê. Jakobus 1:25, as jy jou egter verdiep in God se volmaakte wet, die wet wat 'n mens vrymaak, en jy doen wat die wet sê, en jy vergeet nie wat jy gehoor het nie, dan kan jy God se seën verwag. Hebreërs 2:1, ons moet dus baie styf vashou aan die boodskap wat ons gehoor het, sodat ons tog nie dalk wegdryf daarvan nie. Ons leef in 'n tyd waar mense sosiale media as maatstaf gebruik, of openbare mening, almal doen dit dan so, of tradisie, of kerkbesluite, of regeringsbesluite, terwyl as Christene moet ons die woord. Nou, jy ken hierdie gedeelte baie goed. 'n saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het 'n deel op die pad geval. Dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n ander deel het op die klipbank geval. Nadat dit opgekom het dit verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee gegroei en dit laat verstrik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het. En dit het opgekom en dit het 100voudig oes gelewer. En toe het hy dit gesê, die ore het, kan hoor en moet luister. Nou almal van ons wat vanoggend hier sit, sal vir onsself sê, dis ons hier. Ons is hier tog vandag. Ons is onder die geklank van die woord. Dis ons hierdie, ons laat die woord insink by ons, totdat die taxi môre voor jou indruk. Dan val jou vrugte by daai venster uit. Die betekenis, vers 11. Die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op die mense wat die woord hoor, maar dan kom die taxi en ry voor hulle in.
Maar dan kom die duiwel en neem dit uit die harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Vers 13, die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor. Maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie, die oomblik dat dit op die proef gestel word, dan gee hulle moed op. Vers 14, die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge van die rykdom en genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstirb. Vers 15, die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord hoor, met 'n goeie en opregte hart, en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Liewe vriende, dit is nie maklik nie. Dit kom nie spontaan nie. Ons moet dit leer. Ons moet dit lees. Ons moet dit memoriseer. Kom ek het gesê ek gaan 'n paar stories vertel. Van hulle het jy al gehoor. In 'n ver land was daar 'n swerm baie godsdienstige ganse. Hulle het elke Sondag kerk toe gegaan, waar die ou gansmannetjie, dis nou ek, gepreek het. Al die ganse het aandagtig geluister as hy vertel van die edele doel waarvoor alle ganse geroep is. Hulle moes hulle vlerke oefen sodat hulle eendag kon wegvlieg na verre weivelde waar hulle eintlik tuis hoor. Want hulle verblyf hier is net tydelik. So het hy elke Sondag gepreek, oefen julle vlerke, die Skepper het julle gemaak om te vlieg. En elke keer wanneer die ganse hoor van die wonderlike eindbestemming waaroor hulle geskep is, dan het almal instemmend gekwaak. Dan verdaag die diens en al die ganse waggelhuis toe net om maar weer volgende Sondag by mekaar te kom om dieselfde preek te hoor. Dit is so ver as wat hulle ooit gekom het. Deur die week het die meeste ganse hulle nie gesteer aan wat Sondag gepreek is nie, maar hulle het so innig daarmee saamgestem. Hulle het wel baie daaroor gekwaak, maar hulle het nooit hulle vlerke geoefen nie, hulle het nooit geleer vlieg nie, hulle het wel goed geëet en gedrink en al vetter geword. Kyk, die woord maak mens vet hoor. Daar was enkele ganse wat tog die roeping wat hulle voorgehou is probeer uitleef het. Hulle het hulle vlerke geoefen wat hulle maker hulle gegee het. Maar partykeer het dit swaar gegaan en dan het die ander hulle gekritiseer. Dis nou wat gebeur met ganse wat hierdie vleery letterlik opneem. Dan waggel hulle almal weer volgende Sondag kerk toe om te gaan aanbid. En elke keer wanneer hulle hoor oor die wonderlike roeping waarvoor hulle bestem is, het hulle respekvol hulle koppe gebuig en eensstemmend saam gekwaak. Toe hulle weer sien, was dit winter. Dit het kouer geword, kos het al minder geword. Die sneeu het die grond bedek. Daardie Sondag in die ganse kerk het die ou gansmannetjie gesê, luister, uiteindelik het die tyd gekom waarvan ek julle vertel het. Die oomblik om te vlieg het aangebreek. Klap julle vlerke en kom saam na die verre weivelde van ons eintlike tuiste. Toe styg hy statig op en verdwyn teen die blou lig. Die ganse wat hulle vlerke geoefen het en reg geëet het hom vol blydskap gevolg. En alhoewel die ander ganse dadelik begin rondfladder het, kon hulle nie van die grond af opkom nie. Hulle was te swaar en te vet gevreet. Hulle moes agterbly. En meeste van hulle het daardie Kersfees in die Kersmaalpot beland. Jakobus 1. Julle moet doen wat die woord sê. En dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vry maak
en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Lukas 6:46, watter sin het julle? Sin het dit dat julle my aanspreek as Here, Here, en nie doen wat die woord sê nie. Liewe vriende, ons moet die swaard saamvat. Ons moet dit deel van ons lewens maak. Alhoewel, dink ek het julle al hierdie storie ook vertel, van Kipido Kakerlak, sy van was regtig kakerlak. Dit was 'n boesman, wat tot bekering gekom het. En na die afsterwe van sy vrou het die sendeling, hy het baie honger na die woord gehad. Het die sendeling dit daar in die Oos-Kaap afgespeel in die 1700s, ware verhaal. Het eerwaarde Reed vir hom gereël. Daai jare het almal nie Bybels gehad nie. Hulle het vir hom 'n Bybel uit die Kaap laat kom. Daai Bybels wat 'n gespe gehad het, met sulke kopergoedjies, en knip dit vas. Nou eerwaarde Reed vertel, een middag het ek vir broer Kipido gaan soek. Dit het tot die Bybel het kort na sy vrou se dood vir hom uit die Kaapkantoor aangevra. Om 'n persoonlike eie Bybel te besit was in daai tyd net vir uitgesoektes beskore. Dan sê eerwaarde Reed, wat my by die geleentheid heel eers opgeval het, was hoe dun die boek op sy knieë geword het. Tussen die swaar omslag, daar in die veld waar hy hom gekry het, toe hy hom gaan soek het. Hy was so verdiep in dit wat hy doen, dat hy nie eerwaarde Reed sien kom het nie. Hy het vir homself hardop voorgelees, omdat hy nog goed kon lees. Hy het elke woord met sy voorvinger op die bladsy gedruk, asof hy 'n insek dooddruk elke keer. Ek onthou dit was 'n hoofstuk van Paulus in die Sentbrief vir Romeine. Teen daardie tyd het hy al vlot gelees, maar daar was nog sekere woorde waaroor hy gestruikel het. Die het hy dan met 'n frons gesit en beskou en dit met 'n luide stem herhaal. En aan die einde van die bladsy het hy omgeblaai en weer boaan begin met sy vinger. Eerwaarde Reed sê, ek weet nie hoekom het my so geboei het nie, maar ek kon eenvoudig nie so ver kom om sy aandag en sy konsentrasie te onderbreek nie. Tot die einde van die bladsy, toe ek aanstaltes maak om nader te kom en met hom te praat, het die verstommende ding gebeur. Broer Kipido het die bladsy wat hy sopas klaar gelees het, uitgeskeur, opgevrommel en in sy mond gestop. Miskien het hy die gedeelte van Openbaringe, dit staan Openbaringe 8, dink ek, in Johannes skryf en in Jesegiel van, dat jy 'n boekie moet eet, dit moet insluk, dit sal soet in jou mond en bitter in jou maag. Miskien het hy daai gedeeltes gelees. Eerwaarde Reed sê, skoon verstom en verslae het ek uitgeroep, broer Kipido, hy het ongesteerd opgekyk, die groot boek toegeklap, sy oë wou uitpeel soos wat hy gesluk het. Wat op aarde gaan hier aan? Dis 'n splinter nuwe Bybel wat ons jou persent gegee het. Hoekom doen jy dit? Sy antwoord was, daar's so baie wat ek nog nie verstaan nie, broeder Reed. Toe het ek besluit, kom ek eet dit, dat dit deel van my liggaam word. En daar was nie veel van die Bybel oor. Nou dit is dalk nie die manier hoe ons dit moet doen. Psalm 119, ek het so geniet, Psalm 119 die week, selfs in die nag dink ek aan U, Here. Ek is gehoorsaam aan U wet, om U bevele uit te voer is vir my die lewe.
Ek het gesê, dit is my lewe, Here, om u woord te gehoorsaam. Ek het 'n week of 2 terug hierdie storie vir julle vertel, maar dit is vir my, dit het my so aangegryp. Hoe moet ons dit wel eet? Hoe moet ons dit doen? Rebecca Taylor het vertel, haar 13-jarige dogtertjie was reeds 55 operasies gehad, 1000 dae in die hospitaal gelê. Laasweek het die dokter haar ma Chrissy gebel en die woorde geopper van 'n moontlike beroerte. Chrissy wat diep pad met die Here gestap het hierdie woorde oor en oor, dit het gemaal deur haar kop, dit het haar hele bestaan in besit geneem. Dis al waaraan sy kon dink, haar 13-jarige dogtertjie, die dokter sê, 'n moontlike beroerte, dit kan nie wees nie. Toe vat sy haar swaard en sy slaan dit oop. En sy druk haar vingers soos broodkiepie doen. En sy lees Filippense 4, vers 8. En sy vra vir haarself, hoe kan ek hierdie goed? Want Paulus sê daar wat ons moet dink, oordink. Hoe kan ek dit deel van my lewe maak? Sy het haar pen gevat en in haar joernaal geskryf, Chrissy, wat is waar in jou lewe op die oomblik? Op die oomblik is dit vir my waar om ons as 'n klein gesinnetjie saam aan tafel te sien sit in ons eie kombuis vir 'n ete. Wat is raar? Chrissy, wat is edel in jou lewe op die oomblik? Dit is vir my edel dat ons mekaar se teenwoordigheid in ons eie huis kan geniet en nie in 'n hospitaalkamer nie. Chrissy, wat is reg in jou lewe op die oomblik? Dit is so reg om my 2 seentjies te sien aangaan met hulle lewe. Hulle speel en hulle lag, ten spyte van die donker wolk wat oor hulle sussie se lewe en oor ons huis hang. Chrissy, wat is rein in jou lewe op die oomblik? Dit is vir my 'n rein oomblikke as ek sien hoe haar 2 boeties in haar kamer op haar spierwit laken by haar sit en speel en sy 'n effense glimlag het. Chrissy, wat is mooi in jou lewe op die oomblik? Dit is so mooi om Rebecca te sien slaap. Sy lyk so vredevol. Chrissy, wat is prysenswaardig in jou lewe? Dis prysenswaardig om 'n span dokters te sien wat Rebecca behandel en alles in hulle vermoë doen om haar toestand te verbeter. Chrissy, wat is lofwaardig in jou lewe op die oomblik? Dis lofwaardig om op hierdie stadium te sien hoe God besig is om 'n wonderwerk in Rebecca se lewe te. Sy sê, Chrissy sê, sy het hierdie goed herhaal. Sodra die woorde moontlike beroerte na kop kom, dan sy terug na Filippense 4 vers 8. Dan het sy dit gelees. En op die dinge het ek my gedagtes gerig, sê Chrissy. En nie op die woorde 'n moontlike beroerte nie. Op daardie stadium was hierdie 13-jarige dogtertjie eintlik besig om te sterf. Maar ek het dag vir dag Filippense 4 vers 8 op my lippe geneem. Ek het dit in my gedagtes oordink. 7 maande later, 'n dag voor haar 14de verjaarsdag, het Rebecca self die hospitaal ingestap vir verdere mediese ondersoeke. Sy het reeds 13 kg gewig opgetel. Haar gesondheid het dag vir dag verbeter. Hoekom gebruik ons dit? Hoekom doen ons dit? Vat jou situasie, vat Filippense 4 vers 8 en dan skryf jy dit uit in jou joernaal. Chrissy skryf verder, ek het na die dokters in die hospitaal geluister en net besef hoe groot God is wat ons dien. Dis maklik om Filippense 4 vers 8 te vind wanneer dit met jou goed gaan, maar dit is moeilik om dit te lees en te oordink wanneer dit met jou nie goed gaan nie. My eerste punt was, waarom lees ons dit nie? Waarom lees ons nie die woord nie? Vers nommer 2, waarom gehoorsaam ons dit nie? Nommer 3, ons moet dit eet, nie soos broer Kiepie doen nie, maar soos Rebecca, soos Chrissy. En ons moet dit spreek, want as ons dit in oor ons lewens gaan begin spreek, gaan dit lewe bring. En baie interessant, hoe praat God met ons? Ek sê altyd, as jy voel die Here het met jou gepraat,
dan toets jy dit aan, maak dit my meer en meer soos Jesus? Stem my geestelike vriende saam? Is dit in lyn met my bedrading, met ander woorde die gawes, talente, emosie, persoonlikheid, alles wat God binne in jou bedraad het? Het ek vrede? En is dit in lyn met die woord? Dis hoe God met my en jou praat, want u woord is 'n lamp wat my die weg wys, is my lig, die lig op my pad. Die woord opgesom. Nou wil jou 'n bejaarde geneesheer het in die sonskyn gesit, nagedink oor die vordering wat die afgelope 50 jaar in die mediese wetenskap gemaak is. Alhoewel hy die laaste een sou wees om dit te erken, was baie van daardie vordering te danke aan sy pogings. Ons praat nou van 460 voor Christus. Want hierdie geneesheer was dokter Hippokrates, die grootste van die Griekse geneesheere, die vader van geneeskunde. Hy het alle bekende metodes, medisyne, instrumente, behandeling en idees bestudeer en dit in die eerste stelsel van medisyne georganiseer. Nou dat hy die einde van sy lewe genader het hy met vreugde nagedink oor sy werk. Hy het geglo dat sy disippels, sy studente, sy strewe sou voortsit, sy geskrifte in die skole sou gebruik. Sy gedagtes het gegaan na die jong manne wat die afgelope paar jaar by hom afgestudeer het, ambisieuse jong manne, die meeste van hulle met ernsgesinde, goed bedoelde jong manne. En toe voel hy, maar daar kort nog iets. Die bejaarde witkop ou man, amper soos 'n heilige deur sy kollegas vereer, het sy gesig na die vriendelike warmte van die son gedraai. Hy het die hele versameling werke geskryf vir sy nakomelinge, maar daar was nog een ding wat hy wou skryf. Hippokrates het besef dat in die beroep soos medisyne die hoogste persoonlike standaarde gehandhaaf moet word. Die intieme verhouding tussen geneesheer en pasiënt het 'n streng etiese kode vereis. En toe skryf hy daai etiese kode. Vandag nog onderteken elke dokter wat klaar maak op universiteit die eed van Hippokrates. Gaan vinnig weer opsom. As geneesheer sal ek my lewe toewy tot diens aan die mensdom. Ek sal die geheimhouding van al my pasiënte respekteer. Ek sal die eer en edele tradisie van die mediese professie handhaaf. My kollegas sal my broers en susters wees. Ek sal my kennis met verantwoordelikheid gebruik en voortgaan om te leer. Ek sal my rol as geneesheer vervul met gewete en waardigheid. Ek sal die menslike lewe respekteer. Ek maak hierdie belofte plegtig en vrywillig op my eer. Maar weet jy wat? Daar was 'n ander man ook, wat van 0 tot 32 in ons jaartelling geleef het. Christus. En toe ek hierdie storie van Hippokrates lees, dink ek, wat was Christus se etiese kode? As ek jou moet vra, antwoord in jou gedagtes vir jou. Die woord opgesom. As ons die woord sou opsom in 'n etiese kode, net 2 of 3 punte. Hier is dit wat ek sou sê. Jy moet die Here jou God lief hê, met alles wat jy is en het. Niks in jou lewe mag vir jou so belangrik wees, soos God. 2. Maar daar's 'n tweede opdrag wat langs die eerste een op die lys staan.
Jy moet ander mense so lief hê soos hulle asof hulle jy is. Hierdie twee opdragte vorm die pilare waarop alles rus waarvan ons in die Bybel lees, Matteus 22:37. Maar ek wil een byvoeg. In Lukas 6:31. Maar vir julle sê ek, as daar een reël is waarvolgens julle moet lewe, is dit die volgende: vra julle af hoe julle wil hê ander mense teenoor julle moet optree. Spring hulle dan voor, gaan tree eerste so teenoor hulle op. Is dit nie mooi nie? Ek sou sê, dis die eed wat ons kan onderteken, die eed van Christus. Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. My laaste punt. Dit maak my meer en meer soos Jesus. Nee, dit is my punte oor hoe weet ek. Ek weet op wie ek vertrou, 1 Timoteus 1:12. En ek is daarvan oortuig, dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, in stand te hou. My laaste punt, memoriseer skrif. Daar was 'n tannie wat baie lief was vir die Here en sy het baie skrif gememoriseer. Hierdie skrif was wat sy gekwote het toe sy op haar sterfbed lê. Ek weet op wie ek vertrou. Ek is daarvan oortuig dat hy, dis God, magtig is om wat hy aan my toevertrou het tot op die dag dat hy weer kom, in stand te hou. En toe haar geheue haar begin verlaat. En later het die mense gehoor, haar familie gehoor, al wat sy nog gesê het was, ek weet op wie ek vertrou. Hy het aan my wat hy aan my toevertrou. Nog later het sy nog meer vergeet. En toe sy haar laaste asem uitblaas, het haar seun naby haar gesit en hy het gehoor, sy sê, hy. Dis al wat sy kon onthou. As hy het onthou wie hy is. As Jesus in Matteus 4 en Lukas 4 deur die duiwel versoek word, haal hy skrif aan wat hy gememoriseer het. Hy haal Psalm 91 aan. En ek wil weer sluit waar ek laasweek gesluit het. En kom ek begin by die laaste sin. Wil jy voorspoedig wees in alles wat jy aanpak? Dis wat die laaste sin sê. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Nou as jy dit wil wees, is daar goed wat jy moet doen en goed wat jy nie moet doen. Nou die 3 goed wat jy nie moet doen nie die raad van goddelose volg nie met sondaars omgaan nie met ligsinnige saamspan nie. Dis die 3 no-go's. Wat moet jy doen? Vreugde vind hierin, en dit dag en nag oordink. Met ander woorde, hoe gaan jy in die nag dit oordink? Jy kan quote dit wat jy gaan memoriseer. Want dan, hy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Is dit nie mooi nie? Want dan is jy voorspoedig in alles wat jy aanpak. Vir Paulus, vir Timoteus sê Paulus, ek sluit met die skrif, dan wil ek vir jou 'n lied speel.
Maar jy bly by wat jy geleer het. En wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. Jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. En hier is die crux, die kern. Die hele woord is deur God geïnspireer. Dit het groot waarde om waarheid te onderrig, dwaling te bestry en verkeerdhede reg te stel. En die regte lewenswyse te koop. Kom ons luister na die lied. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Here, maar leer ons om dit as 'n wapen te gebruik. Daagliks gereed te wees, dit te memoriseer, dit te kan aanhaal wanneer ons dit nodig het. Dankie vir die woord. Dankie dat dit lewend en kragtig is. Here, gaan met ons in die week. Behoed en bewaar ons. En gee dat ons nie net vanoggend sal uitgaan, ons het die woord geëet en ons word vetter en vetter, soos daai ganse. En wanneer ons dit nodig het, dan kan ons dit nie gebruik nie, want ons het dit nie geoefen. Leer ons dit oefen. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, ons gaan nou lekker op 'n sap of iets, daar's iets te ete. Dankie almal.